lees uit die woord van die Here uit. En as ons dan klaar die lewende boek van God gelees het, daarna sal ons saam vergader in gebed. Kom ons luister aandagtig die wat die Bybel sê, kom ons maak dit oop by Markus 9 en ons kyk met ons eie oë die woorde wat die Here vir ons gegee het. Dit is baie bevoorreg om God se woord vanoggend te kan vashou en lees. Daar is baie lande wat nie daai voorreg het nie. So lees ons dan vanaf die tweede vers Markus 9. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in die eensaamheid geneem. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie. En daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Toe spreek Petrus en sê vir Jesus, Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak. Vir u een, en vir Moses een, en vir Elia een. Want hy het nie geweet wat om te sê nie, want hulle was heeltemal verskrik. En daar kom 'n wolk wat hulle oordek, en uit die wolk kom 'n stem wat sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Met eens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord vir hulle self gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en tog, hoe staan daar van die seun van die mens geskrywe, dat hy baie moet ly en verag word. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen, alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Tot sover die skriflesing, vanuit die lewende woord van God, kom ons nader in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook op hierdie oggend te kan stil raak as 'n geloofsgemeenskap in u teenwoordigheid en voor die aangesig ons hoofde te buig met die wete dat daar is geen een soos u nie. Ons het reeds in hierdie erediens gesing met blymoedigheid en opgewondenheid. Ons het u hartlik lief, o Here, want u is ons sterkte. U is die een wat ons bystaan. U is die een wat ons las ligter maak. U is die een wat ons vertroos wanneer ons hartseer is en die trane nie kan keer nie. U is die een wat ons warm hou wanneer dit koud is. En U is die een wat ons toerus vir die taak wat voorlê, omdat U 'n God is wat betrokke in ons lewens is. U is nie daar ver nie, toe U opgevaar het na die hemel, het U nie van ons af weg beweeg nie, o nee, U het vir ons 'n ander trooster gestuur, die Heilige Gees. En die Heilige Gees maak U teenwoordig, ook vanoggend hier in die kerk. Daar is nêrens anders waar ons wil wees nie. Ware gelowiges bevind hulle self in die kerk op 'n Sondag. Dis op hierdie dag, die dag van die Here, wat ons 'n dag aan U wy, waar ons rus van ons arbeid, waar ons fokus oor ons eie geloofslewe, waar ons self ondersoek dien om te kyk na ons foute, maar ook om net U te loof en te prys. Ons dink ook aan diegene wat nie vanoggend hier is, die vergeet verskoning. Mag U Jouself ook op U wyse en hulle openbaar. En mag die skille van die oë afval, dat hulle ook kan sien, dit wat hier gebeur op 'n Sondag is so nodig. Dit is soos medisyne vir die siel, en kos wat ons staande hou, die krag gee wat ons nodig het, om teen die bose in ons lewe te stry. Ons dank die Here dat U ons oorwinnaars gemaak het in Christus, en dat ons daartoe in staat is, om 'n belydenis te hê op die rots, die ewige rots, wat onwankelbaar is, en wat ons onderskei van die res van die wêreld, wat U nie ken of wil ken. Ons dank die Here dat ons op die roepstem kom antwoord, om ook vanoggend in die kerk te kan wees, die Bybel te lees, te hoor, te hoor wat U vir ons wil sê. Maar ons bid ook in die afhanklikheid tot U, dat ons weet, Here, ons is so afhanklik van U vir alles.
Mag U ook ons hulpkreet, ons klaagliedere en ons hulpgeroep ook vanoggend hoor. En mag U uitkoms gee daar waar uitkoms nodig is. As dit reën is, skenk U, o Heer, die reën. As dit gesondheid is, vra ons Here, gee gesondheid. As dit kragte is waar die krag min is, met ons verkragte. As dit bemoediging is, vra ons Here dat U deur die woord en die Gees sal bemoedig. As dit die vee is, die pes onder die vee is wat moet verwyder, mag U die gebede aanhoor. Maar mag ons ook weet, Here, dat ons nooit ons kragte versoek sal word nie. En daarmee saam sal U vir ons uitkoms wees. En mag U dan ook vanoggend elke kerk standaard ons uitkoms wees. Ons bid vir rustigheid en kalmte in ons gemoed. Ons vra, Here, dat U self in ons sal openbaar vanoggend. Dat ons nie anders sal kan as om te luister, te hoor en te sien. Dat dit werklik ons geloofslewe sal op 'n wyse, op 'n manier aktiveer wat onstuitbaar is. Dat soos die golwe van die see is. Maak nie saak hoe die wind waai, dit kom en dit kom en dit kom. Dankie dat ons weet, Here, U het ons lief. En dankie dat ons weet, Here, in tye van benoudheid kan ons tot U bid en U aanroep. U sal ons van oor die paleis hoor en daarom weet ons dat met my God stap ons 'n bende storm. En spring ons oor 'n stadsmuur, want die weg van God is volmaak. Ons vra, Here, dat U oor die eie eer sal waak en dat die woord op sy reg sal kom in hierdie erediens. In Jesus naam bid ons in hierdie werking van die Gees. Amen. Daar's nie 'n spesifieke teksvers wat ons gaan lees nie, ons gaan probeer om deur die hele hoofstuk te werk vanoggend. En mag elkeen wat ook die woord van God dan gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar, beleef en sy na haar opsluit en daarvolgens gaan lewe. Vriende gemeente van ons Here Jesus Christus, daar kom gereeld oomblikke in elke gelowige se lewe waar die kruis wat ons dra nie net swaar voel nie net te veel voel nie, maar eintlik as ons eerlik met onsself is, absoluut onmoontlik voel. Daardie kere waar jy so in die middel van die nag opstaan en wakker is, daar onrustigheid in jou gemoed is, die huis is stil, die gewig druk swaar op jou neer, daai oomblikke waar jy in die huis staan of op die bed lê, en al wil jy die trane keer, dit kan nie. Die een traan na die ander traan kom. Jy is moeg. Miskien is dit die besef dat jy weer in 'n oerou sonde van jou hart begin volhard het. Jy het gedink, ek is oor hierdie sonde, ek het werklik die bul by die horings gepak en hierdie saak afgehandel, maar vandag of gister voel ek anders. Ek kry skaam vir myself. My binneste brand. Miskien is dit die stilte na 'n rusie wat nooit weer reggemaak kan word nie. Daar's woorde gesê of name genoem wat nie teruggeneem kan word nie. Ek kan net eenvoudig nie daarmee vrede maak nie. Dit kan dalk selfs die droogte wees wat ons plek in hierdie omgewing beleef. Die droogte wat die wind uit ons seile uitgeneem het. Die pes onder die vee wat dit half onmoontlik maak om selfs te boer. Dit kan miskien iets heeltemal anders wees, dalk die krake in jou huwelik, jou verhoudings, jou verhouding met jou kinders. Dit kan baie dinge wees, die alledaagse moegheid, die werk, die kinders, die siekte, die finansies, die eindelose stryd dag na dag, nag na nag, om net kop oor water te hou, soos ons elkeen ook ons eie persoonlike routine in die week en in die maande ken. Jy staan op, jy gaan werk toe, jy werk kliphard, jy kom by die huis, jy eet, jy slaap. Jy staan op en jy gaan aan met dieselfde week na week en dit haal 'n mens in, dit maak 'n mens moeg, want dit voel jy kom nie ergens nie, dit voel jy bereik niks nie, dit voel op die winde van teëspoed jou plat op die rug waai, en dan binne in daai oomblikke waar daar 'n herhaling van teëspoed en misspoed is, dan hoor ons hierdie fluistering in ons oor en in ons hart. Here, ek kan
nie meer nie. Hierdie kruis wat U op my skouers geplaas het, is besig om my te breek, ek is besig om te val. Ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek het ook geen krag meer oor nie. Dus juist dan, geliefdes, waar ons baie mooi moet luister na die woord van die Here vanoggend, want hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is van onskatbare waarde vir jou en vir my en vir die kerk van Christus hier op aarde. Want reg deur die donkerte en reg deur die duisternis en reg deur die moeite en reg deur die seer en reg deur die hartseer klink daar 'n stem, 'n baie duidelike en helder stem van die kinders van God. Nie 'n sagte stem nie, nie 'n troostwoordjie nie, maar 'n stem wat die hemele oop skeur. Die stem van die Vader wat ons vanoggend hier gelees het, wat self sê, kyk na my seun, Jesus Christus, kyk na sy heerlikheid, kyk na wat hy moes gedra het, kyk na wat hy moes verdra het, kyk na sy kruis, kyk na sy seer, kyk na sy moeite, kyk na sy vernedering, kyk na sy onverhoorde gebede, kyk na hom. Hierdie stem wat vanoggend tot jou en my roep. Maar in dieselfde asem sê hierdie stem vir ons, kyk na die heerlikheid van my seun op die berg. Want sy lig is sterker as jou duisternis. Sy lig is sterker as die donkerte in jou lewe. Jou las is nie te swaar nie, want hy is die een wat dit dra. Dan juist vanoggend in hierdie tweede lydingspreek, lei die woord van die Here ons verder op hierdie avontuur saam met die evangelie van Markus 9 vers 2 tot 13. En verlede week het ons die harde woorde van Jesus gehoor, die woorde wat Petrus nie wou gehoor het nie. Jesus het self geantwoord, hy sal moet ly, verskriklik ly en uitgewerp word en verwerp word en uiteindelik aan 'n houtkruis vasgeslaan word, hy sal moet sterf. Sy eie kruis gaan hy moet opneem. Ons het gelees hoe elkeen van ons wat hom wil volg, elkeen van ons wat in sy voetspore wil loop, bereid moet wees om die kruis op te tel en die kruis op te neem. En die disippels se reaksie is 'n reaksie van skok of teleurstelling of 'n ag nee. Toe Jesus sê hy moet sterf, was Petrus die een wat gesê het, o asseblief net nie dit nie. Dit kan nie reg wees nie, hy het alles probeer om dit te keer. Hulle harte was vol vrees gewees, hulle harte was vol twyfel gewees. En iets wat ons raak lees in Petrus se woorde is 'n mate van teleurstelling. Hulle was baie teleurgestel in Jesus Christus se woorde, want hulle het werklik geglo met hulle hele hart dat hulle uiteindelik 'n aardse verlosser of 'n Messias het, wat die juk van die Romeine van hulle af kan wegneem, en dit sal goed gaan, en dit sal lekker gaan, en alles wat hulle aanraak sal goud word. Hulle het regtig gedink, hulle tyd van moeite en verdriet en seer is verby. Hulle het geglo dat saam met Jesus hierdie Messias kom daar 'n koninkryk van glorie en oorwinning. Nie 'n koninkryk van lyding en vernedering, sterfte en pyn nie. 6 dae later, soos ons ook gelees het vanoggend, gebeur daar iets wat hulle nooit verwag het sal gebeur nie. Iets wat werklik die teenoorgestelde is as wat hulle gedink het sou gebeur het. Nou, hulle is nog in gesprek met Jesus, hulle is nog nie helemaal seker oor presies wat sy antwoord beteken nie, en hulle is op reis met hom. Die Here Jesus maak gebruik van hierdie geleentheid om iets groots aan hulle en aan jou en my ook vanoggend te openbaar. Ons lees in die gedeelte, Jesus neem Petrus en Jakobus en Johannes en hy neem hulle alleen weg van die ander daar op 'n baie hoë berg. En daar voor hulle oë, ons sien dat hulle uiteindelik geskrik toe hulle dit gesien het, verander die Here Jesus Christus heeltemal. Sy gesig straal van hierdie helder lig. Sy klere word spierwit. En dan beskryf dit nog, daar is nie 'n blyker in hierdie wêreld of 'n wassery in hierdie wêreld wat die kledingstuk
meer wit sal maak as wat Jesus se kledingstuk op hierdie oomblik is nie. Dis nie 'n wit wat uit die wêreld uitkom nie, dis nie 'n wit wat gekry kan word in materiaal ensovoorts nie, dis 'n wit wat uit die hemel uitkom. Bonatuurlike wit wat jou asem wegvat. So helder dat dit jou oë maak traan as jy net daarna kyk. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, volgens die teologie noem hulle dit ook 'n metamorfose. Wat dit beteken 'n metamorfose is die volgende, is wanneer die sluier vir 'n oomblik weggetrek word. Nou die maklikste voorbeeld sekerlik is, wanneer jy sien dit by 'n bruilof of 'n huweliksbevestiging, as die pa met die dokter so aangestap kom na die bruidegom toe en net so entjie voor die kansel stop hy, dan draai hy na sy dokter toe en hy vat hierdie sluier weg. Hy maak bekend aan die bruidegom, hier is sy dokter, dis die ene, dit is werklik sy, hier is sy, kan jy sien, en hy groet haar en hy oorhandig haar dan aan die bruidegom. Maar ook 'n ander voorbeeld wat dalk miskien vir die kinders ook verstaanbaar sal wees, is wanneer jy die gordyn wegtrek. Daai net so 'n bietjie duideliker te sien, of net so 'n bietjie meer te sien as wat jy gehoor het, of vermoed agter die gordyn is. So dis werklik die gedeelte wat ons saam gelees het, is soos 'n gordyn wat oopgetrek word, en hierdie disippels wat die voorreg het om saam met Jesus te loop, hulle het hom gehoor praat volgens Johannes in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, hulle het hom geraak, hulle het hom gehoor praat, hulle het saam met hom gewandel, sien vir die eerste keer werklik wie Jesus Christus is, met wie hulle te doen het. Want die vraag wat hy gevra het in die vorige perikoop of hoofstuk was, wie sê hulle is ek en wie sê julle is ek? En hulle antwoord, daar is van hulle wat sê, hier is Johannes die Doper en Elia en 'n profeet, en Petrus sê hier is die Christus. En hy is besig om homself aan hulle te openbaar, maar hulle verstaan nie, hulle luister nie, die mense moet ons sien. En hier aanskou hulle die Here Jesus Christus, en hulle besef, hy is nie maar bloot net die timmerman van Nasaret nie, hy is nie maar bloot net Johannes die Doper nie, hy is nie bloot maar net Elia nie, hy is nie bloot maar net 'n profeet wat die Vader gestuur het nie. Nee, dis asof hulle in die ingewing van daardie oomblik 'n aha-oomblik beleef, 'n oomblik van deurbraak beleef. Hierdie wat hier voor ons staan, is die ewige seun van God. Dis die seun van God. Aha, dit maak nou sin wat almal nog tot op hiertoe voorspel het. Juist hier in hierdie gedeelte sien ons hoe sy goddelike heerlikheid deur sy menslike natuur breek. Daar dieselfde heerlikheid waarmee hy die wêreld geskape het. Dieselfde heerlikheid wat die wêreld en die heelal en die hemele vul. Dieselfde heerlikheid waarmee hy sal kom om te regeer in krag en majesteit. So dit is wat ons nou hier sien, ons is nou agter die gordyn. Ons staan hier in die voetspore en die skoene van hierdie disippels, wat 'n besondere voorreg geniet het. Hier is Jesus, hy is voor ons op hierdie heilige, heerlike berg. God is besig om iets aan jou en my vanoggend te openbaar, wat belangrik is, en selfs ook in ons lewens noodsaaklik. Maar dan gaan die openbaring nog 'n bietjie verder. Die volgende oomblik verskyn Moses en Elia daar saam met die Here Jesus Christus. Nou, hoekom Elia en hoekom Moses? Weet jy? Eintlik 'n interessante vraag. Moses verteenwoordig die wette van die Ou Testament, die wette wat die Here vir die volk gegee het om hulle heilig te maak. Anders as al die ander volke van die wêreld. En Elia, wel hy verteenwoordig die profete en die profetiese woord van die Ou Testament. So hier staan hulle langs die Here Jesus Christus en hulle is besig om gesprek met hom te voer, om met hom te praat. Nou wat baie interessant is Lukas, in die evangelie van Lukas lees ons dat hulle het gepraat oor die uittog. Die uittog is 'n woord wat ons baie goed ken. Dit is waar die volk in Egipte land gered is van slawerny. En hier is die Moses en Elia besig om met Jesus te praat oor die uittog, en wat is dit? Hulle is besig om te gesels oor die lydingsweg van vernedering en pyn en hartseer en kruisiging. Hulle is besig om met mekaar te praat oor Jesus
wat nou gaan moet sterf en in 'n graf moet neerdal en uiteindelik ook uit die dode uit sal moet opstaan daar in Jerusalem. Daar's baie mense wat sê die Ou Testament en die Nuwe Testament het niks met mekaar te doen nie. Jy moet dit verskillend lees of moet van mekaar skei, dis nie die waarheid nie. En hierdie paar verse wat ons saam gelees het, kry ons die openbaring van God wat sê, dit word een. Die Ou Testament en die Nuwe Testament word een. En hierdie verse sien ons hoe die Ou Testament by Jesus by mekaar kom en as ware voor Jesus Christus buig. 'n Erkentenis en 'n belydenis dat Jesus hier verklaar word as die middelpunt van God se verlossingsplan. Dit wat die Here voorspel het in Genesis 3 vers 15, u sal onthou. Hy sal eers stuur wat die slang se kop vermorsel, maar hy sal in die afskede gebyt word. Hier is 'n verklaring dat dit is besig om in 'n realiteit te verander te word, dat dit is besig om te realiseer. Maar tipies Petrus, so menslik, so oorweldig seker van die oomblik, hy het 'n bietjie geskrik, hy stamel, of mense kan sê, hy begin so 'n bietjie te hakel, Rabbi asseblief, nou dat u hier is, kom ons bly net hier, kom ons maak vir ons 3 hitte, ons maak vir Jesus 'n hut, en vir Elia 'n hut, en vir Moses 'n hut. Hoekom? Die interessant van die agtergrond van hierdie gedeeltes wat ons saam lees, Petrus wil net daar bly, die heerlikheid wat hy van Jesus ervaar en beleef, die lig wat vanuit Jesus skyn, hy wil net daar bly. Net in hierdie oomblik van heerlikheid, hy wil net hier bly waar dit goed is. Hy wil nie teruggaan na die dal toe nie, hy wil nie teruggaan na die realiteit toe nie, die realiteit van die Here Jesus Christus wat gekruisig moet word, die realiteit van die Here Jesus Christus wat gaan moet ly nie, die realiteit van dat hy moet teruggaan na 'n verlosser wat hom teleurstel nie. Hy wil nie teruggaan na dit nie, hy wil net hier bly. Baie keer soos ons vir 'n kampeerplek soek, ons kyk daar van alle hoeke en kante af, en dan sê ons, hier is die plek, ek wil hier bly, want dit is vir my mooi, dit is vir my beter. Dit is presies wat Petrus in hierdie gedeelte ook hierso doen. Hy wil bly waar dit veilig is en waar dit wonderlik is. Maar in hierdie gedeelte sien ons verder, God laat nie toe dat Petrus, Johannes of Jakobus of selfs ek en jy op hierdie berg bly nie. Volgende oomblik lees ons van hierdie wolk wat kom. Nou die wolk speel 'n baie belangrike rol in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Die wolk van God se Sekina glorie, die Hebreëse woord, Sekina glorie, dis wat ons hier besig is om te aanskou. Wat is dit? Dit, geliefdes, is God se wonderlike, sigbare en heilige teenwoordigheid wat neerdal na die aarde toe en by sy volk woon. Ons sien hier dieselfde wolk by die uittog uit Egipte uit, die 4 kolom en die wolkkolom wat die volk beskerm en beskik teen die vyande. Hy versorg hulle, hy voed hulle. Ons sien hier dieselfde wolk ook daar by die tent van samekoms, wat die Here se teenwoordigheid vir ons verduidelik, dat hy homself beperk het op die tent van samekoms, nou die volk besluit het hulle draai hulle rug op die Here. Maar ons sien dit ook in 'n baie spesifieke plek in die Ou Testament. Daar op die berg Sinai, daar waar Moses en die Here gevra het of hom kan sien. En die Here sê nee, en hy het vir hom daar in die klip 'n spasie gemaak waar hy kan sit, en hy kon volgens die Hebreëse woord die onderste agterkant van die Here aanskou. Daai glorie van God, die heerlikheid van God het hy gesien. En wat is die impak van dit? Hy kom terug en hy stap na die volk toe en sy gesig blink. So helder dat hulle vir Moses vra, maak toe jou gesig, want jy is besig om ons blind te maak. So hier sien ons al reeds van die Ou Testament, is God besig om die volk en ons voor te berei vir sy koms, vir wie hy is, agter die gordyn, wie hy vir jou en vir my is. Dit is wonderlik. En dan kom hier die wolk en die stem van die Vader sê, dit is my geliefde seun, luister na hom, dieselfde stem wat gesê het, dit is my geliefde seun, en wie ek welwaai by die doop. Sien ons die eenswording van hierdie grootheid van God en die mens, Jesus Christus raak in hierdie gedeelte. Nou sê die Here vir ons,
Luister na wat hy sê. Petrus en Johannes en Jakobus, ek kan julle harte sien. Ja, Jesus gaan sterf, maar ons gaan dit vryspring ensovoort. Ek ken jou hart, luister mooi wat die Here vir jou sê vanoggend. Hy gaan ly, hy gaan verneder word, hy gaan gegeesel word, hy gaan in 'n houtkruis vasgeslaan word, sy liggaam gaan gebreek word, en hy gaan sterf, en hy gaan in 'n graf neergelê word. Luister mooi na die lyding, na die teëspoed, na die seer en die mismoed. Luister na die pad, na die kruis. Want dis die enigste weg van heerlikheid. Daar is geen ander manier hoe ons die heerlikheid van God die Vader kan beleef as deur die kruisiging van Jesus Christus nie. En skielik is alles weg. Moses weg. Elia weg. Hulle het almal verdwyn. 'n Teken dat die Ou Testament nou vervul is. Dit nou tot op 'n einde gekom. Alles wys heen na Jesus. Die wolk lig op. En die disippels begin nou rond te kyk. Wat gaan hulle nou sien? En daar voor hulle staan Jesus Christus, die gewone Jesus wat hulle ken. En nou moet hulle afklim van die berg af. Nou moet hulle teruggaan na die realiteit toe, teruggaan na hulle werklikheid toe, teruggaan na die kruis wat wag. En nou vra hulle kom vra vir mekaar hier in die gedeelte wat ons saam gelees het. Hulle verstaan nie eintlik dat Jesus nog steeds moet sterf nie. Hulle is nie seker oor wat hy bedoel as hy sê hulle moet opstaan uit die dode uit nie. Hulle wonder nog steeds wie is die Elia wat moet kom, want ja, dis asof hulle sê, Jesus, U is nou vir ons genoeg, maar nie môre nie, nie oormôre nie, nie volgende week nie, nie volgende jaar nie, want ons weet Elia moet nog terugkom en hy sal vir ons die waarheid bring. Hy sal hier die verlosser wees. Hy sal hier die Messias wees, die een wat ons dan red. En hierdie Elia verstaan hulle nie reeds gekom nie. Johannes die Doper was reeds hier gewees nie. Johannes die Doper is reeds besig om die volk voor te berei op die koms van Jesus nie, maar niemand het geluister nie. Almal is vasgevang in hulle eie kruise. Almal is besig om die stryd van die lewe self te stry. Niemand hoor wat Jesus sê nie. Niemand sien hoe hy homself openbaar nie. Dis presies wat hierdie gedeelte vir ons baie duidelik maak. En wat het hulle in hierdie oomblik geleer? Wat beteken dit vir hulle? Dit was God se antwoord op hulle vrees. Hulle het nou vir die eerste keer gesien wie hy is. Hy is die een wat moet ly. Hy is die heerlike seun van God. Die kruisiging van Jesus is nie 'n nederlaag of 'n vernedering nie. Die weg van oorwinning. Dit gee vir ons nuwe hoop. En nou kom die Vader en hy sê, vertrou hom, dis Jesus. Luister na hom. Reg deur die Bybel sien ons hoe hulle God op sy woord geneem het, na Jesus geluister het, en baie van hulle het met hulle lewens betaal en vasgehou aan Jesus, want hulle het hierdie openbaring van God ter harte geneem. Nou wil ek dit persoonlik maak, ek bring dit nou na ons toe. Weet jy wat is die voorreg van hierdie gedeelte? Daai selfde oomblik wat Petrus, Johannes en Jakobus beleef ons elke keer wanneer ons die woord van God oopmaak. Ons staan nie verwonderd en verskrik nie. Ons lees dit soos 'n resepteboek, ons wil iets daai kry. Iets wat vir my sin maak, iets wat vir my verstaanbaar is, iets waarby ek kan nut kry. Hierdie heerlikheid wat hulle beleef het, is ook vanoggend hier in die kerk. Dis hier by ons. Voel jy dit? Aanskou jy dit? Borrel dit in die hart? Met wie ons hier besig is, wie besig is om homself aan ons te openbaar? Jesus se heerlikheid is sy goddelike majesteit as die ewige seun. In die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 19 word dit soos volg verwoord. Sê dit eintlik baie duidelik, en die een persoon van Jesus Christus is twee nature verenig. Is waarlik God en ook waarlik mens. Ongeskei, onvermeng, onveranderd en onverdeeld. En op die berg wat ons hier lees, sien ons dit. Die mens, Jesus Christus, staan daar en drie deur hom straal God sy lig uit. Hy staan daar, die mens waarna die disippels nog altyd gekyk het, maar deur hom straal God sy heerlikheid uit, die heerlikheid wat verskil maak, die heerlikheid wat verandering bring. En Jesus het dit vir 'n tyd weggesteek, sodat hy vir ons kan ly, waarlik mens geword, maar hy die kruis opgetel. En hoor wat ek vandag vir julle sê,
Hy het daai kruis opgetel vir een rede. Net een rede. En jy is daai rede. Dis hoekom hy daai kruis opgetel het vir jou. Hy het jou sondes op hom kom neem. Hy het jou seer op hom kom neem. Hy het jou lyding op hom kom neem. Hy het jou kruis op hom kom neem. En dit tot die eindigste gedra vir jou. En omdat hy die heerlike is, omdat hy die seun van God is, kon die dood hom nie eers hou nie. Hy het opgestaan, sy heerlikheid in die graf oopgebreek. En hy sê vanoggend vir jou baie duidelik. Jou kruis is draagbaar. Jou kruis wat jy vanoggend dra, wat jy mee besig is en selfs dalk al jare aan dra, is draagbaar. Nie omdat die pyn moet verdwyn nie, nie omdat ons hier in die kerk uit gaan stap en almal se probleme is opgelos nie, nie omdat ons almal hier gaan opstaan en ewe skielik is die las ligter nie. Nee, glad nie daarom nie. Omdat God vanoggend vir jou sê, die lig wat skyn oor ons lewens, ek is by jou. Omdat God se oorwinning jou oorwinning is. En op die Vader se stem nog klink in ons harte, luister na hom. Wanneer die sonde, en ons ken ons sondes, ons kan hulle hier lys vanoggend, wanneer die sonde jou weer vasgryp en dit voel vir jou, jy is te vuil, God kan jou nie skoon was nie, hy kan jou nie red nie, hy stel nie in jou belang nie, kyk wie is ek, kyk wat is ek, kyk waarmee is ek besig. Hierdie gedeelte leer ons vanoggend. Hey, kyk na die berg. Kyk na die berg van heerlikheid of van verheerliking. Daar die Jesus wat homself daar in ons openbaar, sy bloed maak ons skoon, sy heerlikheid maak ons nuut en sy oorwinning reinig ons. Wanneer die alledaagse stryd, die stryd om oorlewing, om kop op water te hou, dag na dag na dag, jou moeg maak en jy wonder by jouself, wanneer gaan dit ooit ophou? Wanneer gaan ek ophou sukkel? Wanneer gaan ek ophou in die swaar juk dra? Wanneer gaan dit voel of die Here my straf? Wanneer gaan dit vir my voel of ek nêrens kom nie? Kyk na die berg van verheerliking, waar God homself deur Jesus Christus aan jou openbaar. Hy het die swaarste las gedra wat enige een van ons ooit sal hoef te dra. Hy het die ergste en die slegste deurgegaan, dat ek en jy dit nooit hoef deurgegaan nie. Hy het God verlatenheid beleef. Nie een van ons kan vandag hier sê net, maak nie saak hoe swaar ons kruis is nie. Ons staan nie alleen nie. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wanneer die twyfel na vore kom, jy bid en jy sien nie en jy naderhand begin twyfel in die Here. En jy vra vir die Here, waar is hy? Wanneer gaan hy nou ingryp? Wanneer gaan hy nou 'n verskil maak? Kyk na die berg, die heilige, heerlike berg. Op hierdie berg word hy verklaar as die geliefde seun van God. En die Vader het hom goedgekeur. Hy ly vir jou en hy tree vir jou in. Ons is voor die Vader troon. Daardie selfde stem sê vandag nog vir jou en my, luister na hom, luister na sy beloftes. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Luister na Jesus wat vir jou sê, kom na my, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. Luister na hom. Luister na vanoggend. Luister na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Selfs al moet ons nou vanoggend hier uit die kerk uitstap en ons word gekonfronteer met ons kruis hier by die kerk. Selfs al moet ons nou van hierdie berg wat ons vanoggend vir onsself gebou het, afklim en die werklikheid en die realiteit in die oë kyk. Selfs al moet dit gebeur vanoggend. Elke dag. Luister na hom. Luister na wat hy sê. Moenie dat dit by die een oor in en die ander oor uitgaan nie. Luister aandagtig na elke woord wat die Here Jesus tot jou spreek. Want dis die waarheid. Dit is die waarheid. Moenie probeer wegkry vir jou kruis nie, moenie probeer weghardloop vir jou kruis nie, moenie jou kruis probeer begrawe nie, moenie soos Petrus om probeer om net hier op hierdie hoogtepunt te bly nie, jy gaan afval. Jy gaan hardval. Die Bybel is vol van mense, 'n wolk van geloof getuies, volgens Hebreërs 11 wat hard geval het. Maar elkeen het opgestaan en voor elke nuwe een se geloofsgetuienis staan daar die volgende woorde: deur die geloof. Deur die geloof. Deur die geloof. Deur die geloof. Vers na vers na vers, deur die geloof het die wat geval het opgestaan het.
ek en jy, geliefde in die Here Jesus Christus, ons kan ook opstaan vanoggend deur die geloof. Die heerlikheid van God is nie vir 'n oomblik van glorie nie. Die heerlikheid van God maak jou lewenspad makliker. Dit maak jou in die stryd kan staande bly. Dit maak die kruis draagbaar. Dit gee jou die krag om te sê, Here, U is my verlosser. Al is dit swaar op, ek vertrou. U het gelei vir my, ek sal aan U vashou. Ek sluit af. Hierdie lydenstyd waarin ons ingaan met die tema, en ek wil net die tema as 'n manier gebruik waarin ons lewe. Nie die universele uitspraak van Jesus het gelei vir ons nie. Nee, maak dit persoonlik, eien dit jouself toe. Jesus het gelei vir my. Laat die heerlikheid van Christus jou hart vul. Laat dit jou asem wegslaan, laat dit jou trane afvee, laat dit jou hande versterk om jou kruis op te tel en hom te volg. Niks is te veel moeite vir Jesus nie, want jy is nie te veel moeite vir hom nie. Want hy is die heerlike seun van God, hy het gelei, hy het oorwin, en sy lig skyn vir jou tot die donkerste nag. Mag die Heilige Gees hierdie waarheid vanoggend diep in ons harte graveer, sodat ons met nuwe moed kan loop. Die kruis van Jesus is draagbaar, jou kruis is draagbaar, jou omstandighede is draagbaar, jou moeilikhede is draagbaar, jou siekte is draagbaar, jou hartseer is draagbaar, jou finansiële krisis is draagbaar, want Jesus is heerlik. En hy gee sy heerlikheid vir jou. Amen. Kom ons dan. Ons liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, vanoggend ook onder die heerlikheid van Jesus, in die kerk te kan wees, en mag hierdie saad van heerlikheid in ons lewens groei, groot, bruikbare blomme en vrugte. Mag ons ook glo dit wat U vanoggend vir ons gesê het. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.